planne. En ek weet dat dit ook U welbehaaglik is, wanneer U's kinders, U seuns en U dogters, U naam groot maak. Halleluja. Dis heerlik om U te dien. Dis heerlik om U naam te noem. Amen. Amen. Weet jy hoekom ek wil hê dat ons vanmôre so die naam van Jesus moet bely? Want daar is 'n ontsteltenis in my hart oor die wêreld wat Jesus nie wil erken as die woord wat vlees geword het, as God wat in hierdie wêreld ingedring het nie. Selfs onder die Pinksterbeweging is daar mense wat die goddelikheid van Christus ontken, wat ons sê dat Jesus is die God. En ons het hierdie week weer oor en oor gehoor van al hierdie dwaalleringe wat Jesus wil minder maak as wat hy werklik is. Broer en suster, ek wil vanmôre sê Jesus is aanbiddingswaardig. En net God is aanbiddingswaardig. Die oomblik as iemand aanbid word wat minder as God is, dan is dit godslastering. Maar Jesus aanvaar aanbidding vanmôre. Inteendeel, die woord van die Here leer Openbaring aan hom wat op die troon sit en aan die Lam kom toe die lof, die aanbidding, die heerlikheid, die majesteit, die krag tot in alle ewigheid. Amen. As Jesus nie aanbiddingswaardig was nie, sou daai skrif nie daar gestaan het nie. En daar is 'n al hoe sterker wind wat Jesus wil minder maak as God. Maar broer en suster, ons as Bergsee Pinkster staan vanmôre bankvas agter die waarheid dat Jesus is die Seun van God. Hy is die tweede persoon in die Godheid. Hy is God wat vlees geword het en onder die mens kom woon het. En hy is waardig om aanbid te word. Stem U saam daarmee? Is hy waardig vanmôre om aanbid te word? Kan ons vanmôre met vrymoedigheid sê, Jesus, ons aanbid U, ons buig ons knie voor U, soos Filippense 2 sê, daar gaan 'n dag kom, wat elke knie sal buig. As hy enigiets minder as God was, is dit godslastering om te sê dat die knie sal buig voor hom. Broer en suster, is U reg om U knie te buig voor Jesus Christus, die Seun van die lewende God? Ons hoef nie te wag tot eendag nie. Nee, ons kan dit vanmôre doen. Ons kan nou al reeds ons knie buig. Broer en suster, het jy jou knie gebuig voor Jesus Christus? Erken jy hom as jou leermeester, as jou raadsman? Erken jy hom as wonderbaar en sterke God? Halleluja. Nou ek weet die knie is nie meer so sterk by sommige van ons nie. Dit is nogal iets om te vra om jou knie te buig. Maar broer en suster, dit is nie soseer die posisie van jou liggaam nie, maar die posisie van jou hart wat belangrik is. Is jy vanmôre bereid om jou hart te onderwerp en uit te roep, Jesus, I glorify your holy name. Kan ons net ons harte buig dan voor die Here? En miskien as daar 'n individu is wat sê, man, ek wil sommer my knie buig, as jy welkom. Jesus, we love you. Terwyl ander baie bedieninge hom nie wil erken as aanbiddingswaardig nie, mag Jesus vanmôre hier by ons verbygaan en hoor hoe hy aanbid word as aanbiddingswaardig. Here Jesus, baie dankie dat U vanmôre hierdie waarheid bevestig deur U krag en U salwing wat vanmôre op hierdie vergadering rus. En ek dank U nou vir U salwing wat juke breek. Die juk van griep en verkoue breek onder die salwing van die Heilige Gees. En dis die Heilige Gees wat bevestig dat Jesus is die Here en dat hy aanbiddingswaardig is. En Heilige Gees, U wat die drie eenheid vervolmaak, want U is die Gees van die lewende God, die Heilige Gees. Dankie dat U vanmôre hierdie waarheid bevestig met die salwing wat juke breek in hierdie vergadering. Ek loof U naam. Ek loof U naam. Amen. Loof die Here. Jesus is Heer. Jesus is Heer. Laat niemand jou van ander oortuigings probeer oortuig nie. Hy is my Here. Hy is my verlosser en ek aanbid hom. Amen. Ons aanbid 'n drie-enige God. Vader, Seun en Heilige Gees. En hierdie drie
is een. Moenie my vra om die diepte daarvan te probeer verduidelik nie. Dis te wonderbaar. Eendag sal ons ten volle verstaan wanneer ons hom van aangesig tot aangesig sal aanskou. Maar op hierdie oomblik aanvaar ek wat die woord my leer. En daar is 3 wat getuig in die hemel, en hierdie 3 is een. Gaan lees maar in Johannes 5 vanaf vers. Halleluja. Broer en suster, vanmôre is 'n motiverende môre. Vanmôre is 'n opbouende môre. Vanmôre wil ek vir u opbou en stig en motiveer. Maar onthou, stigting en opbouing is net wanneer ons in die lig van die waarheid wandel. Ons kan mekaar nie met 'n leuen opbou nie. Ons kan nie 'n dwaallering verkondig en verwag mense moet daardeur gestig word. Daarom maak dit ons nering om die woord van die waarheid reg te sny, om dit te verkondig met die oortuiging van my hart, soos wat ek dit sien en soos wat die Heilige Gees sy lig daarop werk, soos wat ons die skrifte ondersoek. Weet ek alles? Uiteraard nie. Ek dink nie eens ek het die oppervlakte geskraap van wat die volheid van die waarheid is nie. Maar broer en suster, die gesindheid van ons harte is opreg. Ons is opreg op soek na die weer van die Here, sodat ons voetstappe daarvolgens kan inrig. En ek wil vanmôre vir u opbou met hierdie gedagte. En dit is die laaste deel van hierdie reeks wat ons gedoen het rondom die rede hoekom Jesus na die aarde toe gekom het. En vanmôre wil ek sê, die 5de rede hoekom hy gekom het, is om die vrees vir die dood totaal en al te verwyder uit jou en my lewe uit. So ek wil met u praat oor die vrees vir die dood en die verwydering daarvan deur Jesus Christus, wat sy lewe vir ons kom aflê. Met dit in gedagte wil ek u nooi om saam met my te lees vanmôre enkele verse van Filippense 1 en wel vers 21. Hoor Paulus se uitroep. Paulus sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Dat jy die liggie aansit. Sê tog nie die liggie weg. Liggie weg. Ok, liggie werk nie. Werk liggie. Liggie werk weer. Dan sit hom op draai tussen die. Baie dankie. Sê, nou kan ek sien. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Paulus sê, ek weet nie, ek is in 2 gedagtes. Wat wil ek, wat is my begeerte op hierdie oomblik? En dan gaan hy, en hy sê, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlang om heen te gaan, en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar, om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. Net tot sover. Ag, Hemelse Vader, in Jesus naam vra ek dat u vanmôre hierdie woord sal seën, dat dit 'n heerlike maaltyd sal wees vir een en elkeen wat gekom het om versadig te word met die brood van die lewe. U is die brood wat uit die hemel neergedaal het en gebreek was vir elkeen, sodat ons lewe en dit in oorvloed mag geniet. Baie dankie, Here, dat ons vanmôre ons kan verlustig in U, want dis ons verlustiging om ons in U te verlustig en nie in die wêreld en sy dinge nie. Word dan so verheerlik deur U woord in Jesus naam. Amen. Amen. Broer en suster, Jesus het gekom vir hierdie rede, en dit is om die vrees vir die dood weg te neem. Nou broer en suster, as ons praat oor die dood, en dis nie 'n onderwerp wat 'n mens graag oor wil praat nie, maar broer en suster, Hebreërs 9:27 sê dat die mens is bestem om eenmaal te sterwe
En daarna die oordeel. Is u 'n mens? Jy het 'n bestemming. Hierdie is 'n afspraak wat ons almal in die oë staar. En hierdie is 'n goddelike afspraak. En niemand van ons kan dit ontvlug nie. Jy kan dit nie systap nie. Jy kan nie weghardloop daarvan af nie. Jy sal dit nie kan ontsnap nie. Ons almal het 'n afspraak met die dood. Ons weet nie wanneer nie, maar hy kom. Tensy Jesus kom voordat jy sterf. Maar sou hy vertoef, is dit ons almal se eindbestemming. My vraag, wat ek wil vra vanmôre, wanneer jy dink oor die dood, is jy vreesagtig as jy daaraan dink? Maak dit jou bang? Nou ek weet, ek sien die koppe skud, sommige bel uit doodstil en dink dalk daaroor. Ander sal sê ja. Maar kom ek vertel jy, maak die saak wat ons antwoord in hierdie gebou is vanmôre nie. As ek hierdie vraag sou vra vir die deursnee mens daar buite, wil ek vir u sê, daar is miljoene mense wat sal sê, daar is 'n vrees in my vir die dood. Die vraag is natuurlik, hoekom sou mense bang wees vir die dood? En daar kan verskeie redes wees vir dit. Sommige mense sal vir jou sê, man, dit gaan nie so seer oor myself nie, dit gaan eintlik oor ek is benoud oor wat gaan word van die wat agterbly. Wat gaan word van my kinders? Wat gaan word van my vrou of my man? So hulle bekommernis is meer oor diegene daar buite en my familie. Dis vir hulle vir wie ek bekommerd is. Maar dis nie die grootste rede hoekom die deursnee mens benoud is of bely dat hulle vreesagtig is vir die dood. Weet nie wat is die hoofrede? Dis die vrees vir die onbekende. Ons weet nie wat gaan gebeur die dag as ek sterwe. Dit maak mense benoud. En weet jy vir wie maak dit in besonder benoud? Vir ongelowige mense. Ongelowige mense raak vreesagtig, want daar is onbekende faktore wat wag na die graf. En omdat dit vir my onbekend is ek benoud daaroor. Maar kom ek sê vir u, die ongelowige sal sê ek is benoud, want ek weet nie wat gaan gebeur nie. Maar miskien is dit maar goed dat hulle nie weet nie, want as hulle geweet het, wat gebeur met hulle, wanneer hulle doodgaan, die ongelowige, sou hulle nog meer benoud gewees het. Broer en suster, as die ongelowige sekerheid moet hê oor wat gebeur na die dood, dan dink ek baie ongelowiges sal nou gelowig word. Want kom ek sê vir die ongelowige, hou die dood geensins 'n partytjie nie. Ek verbaas my as ek hoor hoe sommiges praat oor die lewe na die dood. Asof hulle sê, man, ek sien uit na die hel. Ons gaan lekker partytjie hou. Dit gaan lekker wees, geen winter meer nie, net somerdae. Dis hoe hulle praat. Daar is die ongelowiges wat dink dat die hel gaan 'n lekker tyd wees, want daar is nou nie meer 'n God wat vir my kan sê wat ek moet doen en nie moet doen nie. Nou kan ek myself uitleef sonder om skuldig te voel. Broer en suster, hulle het nie idee wat vir hulle inwag nie, want die hel gaan alles behalwe 'n partytjie wees. Inteendeel, die hel is die plek waar die wurm nie sal sterf nie. Dis 'n plek wat brand met vuur en swaal. En ek is nie om u vanmôre bang te praat nie, want ons is mos nie bestem vir dit nie. Maar dit is 'n plek wat brand met vuur en swaal, en dis 'n plek waar mens in hulle vlees gepynig sal word dag en nag. Die ergste pyn wat jy kan beleef die kant van die aarde,
is nie 'n vergelyking met die pyn wat jy daar sal beleef nie. En die pyn sal van so 'n aard wees dat jy sal wens jy kan liewer sterf. Maar jy sal nie sterf nie. Die vyand het dit reg gekry om mense te mislei om te dink it's not gonna be so bad. Dit gaan 'n verskriklike plek. En as jy 'n bietjie meer daaroor wil weet, ons praat nou juis op Vrydag oor die lewe na die dood. En ons praat natuurlik, die fokus val op die heerlikheid van die hemel, maar ons kan nie ontken dat elke een wat willens en wetens teen Christus kies en rebelleer teen Christus, dat hulle ook hulle sin sal kry, dat Christus sê, julle wou my nie gehad het toe julle geleef het nie, nou sal ek julle gee wat julle begeer het, en dis 'n lewe sonder my. Gaan ervaar hoe dit dan is, om my nie daar te hê nie, om my genade nie daar te hê nie, om my heerlikheid nie daar te hê nie. So broer en suster, dis maar goed dat die ongelowige dalk nie alles weet nie, want as hulle dit geweet het, nee, miskien moet hulle weet, dat hulle kan bekeer, sodat hulle in gereedheid kan kom vir die heerlikheid van die hemel. Maar vir die gelowige, hou die dood mos nie vrees in nie, want ons is mos bekend met wat gebeur na die dood. Of ons is veronderstel om bekend te wees met wat gebeur na die dood. En as jy as 'n gelowige vreesagtig is oor die dood, wel, dan is daar fout met jou bekering. En daar is fout met jou verstaan van God se woord oor sy profeseë en beloftes oor dit wat vir ons inwag. Daar's fout. Want wanneer jy tot wedergeboorte kom, dan word die onbekende faktore aangaande lewe na die dood word verwyder. Want het Jesus nie gesê in Johannes 11:25, ek is die opstanding en die lewe. En wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. So ons weet dat vir die wat in Christus glo, die lewe net voortgaan. Inteendeel broer en suster, het Jesus nie gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe nie. En het hy nie gesê, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes, Johannes 10:10. Maar ek het gekom dat jy 'n lewe en oorvloed kan hê. Het u besef dat die dag toe jy sê ja vir Jesus en jy tot wedergeboorte kom, daardie dag het jou ewige lewe begin. Van daardie dag af is oorvloed van lewe vir jou beskikbaar gestel. My ewige lewe begin die dag as ek my asem uitblaas. Ek het nou alreeds in my lewe met Christus inbeweeg, in gemeenskap met hom. So broer en suster, dit behoort nie vir ons vrees in te hou as gelowiges nie, want die onbekende faktor is weggeneem. En dit het beslis nie vir Paulus enige vrees ingehou. Inteendeel, ons as gelowiges behoort soos Paulus uit te roep, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Ons behoort dit soos Paulus uit te roep, maar hoor net Paulus hy hinker op twee gedagtes. Hy het gemengde gevoelens oor waar sal ek eerder nou wil wees. Kom jy het agter as ons die woorde lees, want hy sê kyk, as ek lewe, dan is ek hier op aarde, en dan is my missie om die evangelie uit te dra, en soveel as moontlik mense die evangelie te bring, sodat hulle ook kan lewe soos wat ek lewe, en hulle ook, dat die onbekende faktore verwyder kan word, dat hulle ook 'n lewe saam met Christus kan leef. En hy sê, ek is hier om mense te dissipuleer, om hulle te help om te groei in die Here, sodat hulle kan kom tot 'n volwasse man, tot 'n volwasse vrou, tot die volle grootte in Christus. So aan die een kant sê hy, ek wil hier wees ter wille van julle. Maar dan sê hy aan die ander kant, maar ek het so 'n diepe begeerte om hierheen te gaan en met Christus te wees. So sien sy gemengde gevoelens.
En broer en suster, sal jy saam met my stem dat hierdie woorde wat Paulus hier spreek, is nie die woorde van iemand wat bang is vir die dood nie. Dis nie die woorde van iemand wat vreesagtig is nie. Dit klink vir my na die woorde van iemand wat uitsien. Hy sien uit. Kyk net sy woorde in 2 Korintiërs hoofstuk 5. Hy sê daar, want ons weet, vers 1, as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak, die ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Hy verlang. As ons ten minste gekleed en die naag bevind sal word. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, want hierdie tent beperk my. Hierdie jou aardse liggaam, dis 'n beperking op my. Hy sê ons voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind sal word. Maar ons het, vers 8, goeie moed en verkies om liewer in die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Hierdie klink vir my soos 'n man wat sê ek kan nie wag om te gaan nie. Ja, is daar nog iemand wat soos Paulus voel? Ek wil huis toe gaan. Amen. Nie soos die sanger na mamma toe nie. Nee, ek wil huis toe gaan na my verlosser en my skepper en my Here toe. I want to go home. John Staan sing 'n liedjie, I've never been this homesick before. I see the bright light shine. En dan so gaan hy aan. As ek hom sing, dan kan ek die woorde onthou, maar as ek hom praat, dan skielik ongaan dit nie. It's just about home time. Is daar daai homesickness ook by jou, Tannie Betty? As jy nou kan gaan, sal jy gaan. Fanny, hoe voel dit jou? Ja. Soos wat jy verlang na jou kinders. Weet jy hoe verlang die Here om ons by hom te hê? Maar omdat hy genadig is, hang hy nog so 'n bietjie aan. Want daai wat ons ervaar, is in Jesus se hart ook. Hy wil met sy bruid verenig word. Kan jy onthou, Tannie Alma, die dag toe jy nog verloof was, jy kan nie wag vir die troudag nie. Jy tel die dae af, jy polish daai ring, jy weet, die trourok is al 6 maande voor die tyd klaar geboek. Die kar is reg. Jy kan nie wag vir die dag nie. En ek dink Jesus staan ook en sê, Vader, is dit nou die uur? Gaan hy trompet nou blaas? Hy verlang om met sy bruid verenig te word. Verlang jy om met die bruidegom verenig te word? En dis wat Paulus hier bely, verlange. Hy wil liewer hier uitwoon en by die Here inwoon. En broer en suster, Paulus kon dit sê. Want weet jy hoekom? Want die hemel was vir Paulus geen onbekende plek nie. Inteendeel, Paulus het so bietjie van 'n voorsmaakie gehad. Ek is bietjie jaloers. Ek is jaloers op Paulus. Want hy het 'n voorsmaak gehad wat ek en jy nog nie gehad het nie. En dit is, hy het al so bietjie gaan besoek aflê. See, God gave him a tour of heaven. From the visiting center. En ons lees daarvan in 2 Korintiërs 12. Waar net so 'n paar bladsye verder, 2 Korintiërs 12. En Paulus, hy is baie beskeie, maar hy praat eintlik van homself hier. Hy sal nie sê, ek praat van myself nie, maar hy is 'n beskeie man, want hy was die vernaamste van sondaars, 1 Timoteus 1 vers 15, so hy is baie beskeie. Maar hoor wat sê hy in vers 2 en 3. Hy sê, in 2 Korintiërs 12 vers 2, ek weet van 'n man in Christus. Sien, dis belangrik om in Christus te wees, want dis daar waar jy seker, solank as wat jy in Christus bly, het jy sekerheid van saligheid.
Geloof is nie iets wat eens op 'n stadium 20 jaar terug en dan jy ophou glo nie. Nee, solank jy bly glo, kan jy sekerheid hê dat jy die ewige lewe het. Maar jy moet bly glo. My geloof van gister is nie goed genoeg vir môre nie. Ek moet môre ook glo. Solank as wat jy in die geloof bly, kan jy sekerheid hê volgens 1 Johannes 5 daarvan af vers 11 dat jy 'n kind van God is. As jy nie sekerheid het oor dat jy kind van God is nie, is daar 'n probleem met jou geloof. Ja. Daarom 2 Korintiërs 13:5 toets jouself of jy nog in die geloof is. Paulus sê, ek weet van 'n man in Christus, hy wat in my bly, en ek kan hom nie in my kom kuier of kom besoek af lê nie. Hy wat in my bly, Johannes 15, hy dra veel vrug. 14 jaar gelede, of dit en dit is 14 jaar, kyk net hoe vas is die gedagtes nog by hom. Hy praat van iets wat 14 jaar gelede in sy lewe gebeur. Maar kyk net hoe wonderlik was dit. Hy sê of dit in die liggaam was, weet ek nie. Of buite die liggaam, weet ek nie. God weet dit. Dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek weet van so 'n man. Paulus, hy is baie beskeie. Nederige man. Of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit. Dat hy weggeruk is in die paradys. En onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem, behalwe in my swakhede. Paulus verwys na sy ervaring. En hy het besoek in die hemel gaan aflê. En sedert daardie oomblik, vir 14 jaar, het Paulus 'n onversadigbare drang gehad om terug te keer na daar waar hy was vir 'n oomblik in tyd. Vanaf daardie oomblik was sy hele hartsbegeerte, I want to go back. Maar hierdie keer wil ek nie gaan om te gaan besoek nie. Ek wil gaan om haar in te woon. Ek wil my woning, my permanente adres, wil ek die hemel maak. En hy praat van hierdie hemel en hy sê, dat dit wat ek gesien het, dit wat ek gehoor het, was so wonderbaar, dit was so heerlik, dat ek nie in woorde kan omskryf, dit wat ek daar beleef het. Inteendeel, dis 'n sonde om te probeer beskryf, want jy sal altyd kort kom in woorde, oor die omvang van die heerlike, van die hemel. So daar was nie by Paulus enige onbekende faktore nie. Hy het presies geweet wat gaan kom. Daarom kon hy met soveel vrymoedigheid spreek. I was there. I was there. En sien broers, dit is deel van die groot rede hoekom Jesus na die aarde toe moes kom, om die vrees vir die dood te verwyder uit die menselewe uit. Want wat het gebeur? Jesus het gekom om ons bekend te stel aan dit wat gebeur, sodat dit nie meer vir ons 'n onbekende faktor sal wees nie. Hy het gekom om aan ons die lewe na die dood bekend te kom stel. Broer en suster, wat gebeur met wedergeboorte? Ons sien Filippense 2 vers 6 sê, dat hy het ons saam met hom opgewek, en saam laat sit. Waar? Sien nie? Paulus het 'n voorsmaak gehad, hy was weggeruk, maar broer en suster, in die geestesdimensie, wanneer jy tot wedergeboorte kom, word jy ook van posisie verander, van 'n aardse riekelm, geestelik, na 'n hemelse riekelm, want ons sit geestelik, saam met Christus, in hemelse plekke. Wat sê Kolossense 1 vers 13? Dat hy het ons oorgebring
uit die koninkryk van duisternis in die koninkryk van sy wonderbare lig in. Alles moontlik gemaak omdat Jesus na hierdie aarde toe gekom het en sy lewe vir ons kom aflê, sodat ons saam met hom opgewek kan word en saam met hom in die hemele, geestelik gesproke, nou ons plek kan inneem. So you know what? Ek kan ook 'n liedjie sing. Oh, heaven is in my heart. Want ek sit saam met hom in hemelse plek. Dis hemel in my hart. En vir hierdie rede het Jesus na die aarde toe gekom om te deel met sonde, sodat wanneer hy met sonde deel in jou lewe, die vrees vir die dood verwyder kan word. Jy sien, broer en suster, wat doen vrees? Wanneer jy vrees oor die dood, dan bring dit jou in slawerny in. Jy's 'n slaaf van daardie vrees. Jy's 'n slaaf van daardie onsekerheid. Maar wat het Jesus kom doen? Hy het gekom om ons te verlos van slawerny. En hy het gekom om die Satan wat mag het oor die dood, om hom finaal te verslaan. Ek wil jy herinner wat sê Hebreërs 2. Hy sê, kom ons lees daar vanaf vers 9. Hy sê, maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Maar kyk wat sê vers 4. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak. Wat mag het oor die dood? Dit is die duiwel. En almal kon bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood van slawerny onderworpe was. So wat het hy gedoen? Hy het aarde toe gekom en in die vlees het hy die dood kom vernietig. Sodat hy ons kon bevry wat slawe was uit vrees vir die dood. Halleluja. So Jesus Christus het in die vlees die dood kom vernietig. Hy het vlees geword en gesterwe in die vlees, sodat ons nie meer bang hoef te wees netjie om te sterf in die vlees nie. Dit laat my herinner aan daai woorde wat ou Paulus gespreek het in Korintiërs 15, daar die welbekende woorde in vers 55, toe hy sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde. En die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Dood, waar is jou angel? Wie is bang vir bye? Hoekom is jy bang vir die bye? Want hy het 'n angel. Het jy al sy angel gevoel? Maak lekker seer, né? Maar wie was kinders gewees en het met bye gespeel, dan jy so 'n manier gekry dat die by sy angel steek, het so een of ander gom gebruik, en dan steek hy dit, en dan trek die angel uit, en dan weet ek, al was kinders gewees, ek het dit nie gedoen nie, maar daar was kinders gewees, dan vat hulle daai by, die seuns veral, en as die angel mos nou uit, dan laat hulle die by rondloop hier op hulle lyf en op die gesig, en dan kom die meisies verby en sê hulle, maar julle is braaf, ja, ons is manne, ons is nie bang vir bye nie, maar weet hy, is die angel uitgetrek, né?
So wanneer die angel uit is, verdwyn die vrees. En hier kom Paulus en hy sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? En wat dit sê is, wat het Jesus kom doen? Hy het gekom om te deel met sonde. Hy het gekom om die sonde uit jou lewe te verwyder. En wanneer die sonde verwyder word, wat sê dit dan? Die angel van die dood is sonde. So met ander woorde, as die sonde verwyder word, word die angel uitgetrek. Dan hoef ek nie meer bang te wees vir die by, wat die dood is. Sien met my? Broers, het dink gehoor, hoe het dood in die lewe ingekom? Was daar dood gewees aan die begin, toe God Adam gemaak het? Nee. Was daar veroudering gewees? Het Adam ouer geword? Nee. So wanneer het die dood ingetree? Die dag toe die mens besluit om teen God se verordening daardie vrug te neem van die boom en daarvan te eet. En die oomblik toe hulle rebelleer teen God se wil, op daai oomblik word gemeenskap met God verbreek. En die mens het geestelik gesterf. Maar dit het nie daar gestop nie, want vanaf daardie oomblik het die mens ook te doen gekry met veroudering. Die mens, die tyd van die mens se bestaan het begin aftik. Veroudering het ingetree en die aanvanklike geestelike dood wat die veroudering gebring het, lei later dan ook na fisiese dood. Ek weet nie, ek spekuleer maar dalk was daar in daardie vrug een of ander iets gewees wat hierdie tydklok laat begin aftik. I don't know. Maar die oomblik toe hulle daai vrug eet, toe die dood ingaan. Eers geestelik, maar later ook die fisiese dood. En dit is wat Romeine 5:12 ons leer, wat hy sê, en soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, en die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Ons almal is uit Adam gebore. Daarom lei die klok vir ons almal. Alright? So dit is hoe sonde, of dis hoe die dood ingekom het, as gevolg van sonde. En van daardie oomblik af, toe die mens val, was daar 'n vrees vir die dood. Maar wat het Jesus kom doen? Hy het gekom om te deel met die sonde, wat die angel van die dood is. En toe hy deel met die sonde, en ons wat in Christus is, het Christus daardie sonde verwyder, en ons het daai sonde bely, dan word die angel uitgetrek. En die oomblik wanneer die angel uitgetrek word, dan verdwyn die vrees vir die dood. Dis hoekom hy aarde toe gekom het. Dat hy is terwille van ons oortredinge deurgegaan. Terwille van ons ongeregtighede sy verprysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom. Dit is sy wonde. En dan vir my genesing gekom. Dit in 'n tyd toe ons gedwaal het, so skape, pik nag donker wêreld. Die Here vir sy koms. En broer en suster, laat ons nie vergeet nie, ons almal wat hier sit vanmôre, was op 'n stadium helverdiende sondaars. Ons almal was vervreemd van die Here. Ons almal was op pad na een bestemming. Maar dank God, ons het ons sondes bely.
Ons het ons tot die lewende God bekeer. Ons het die naam van Jesus Christus aangeroep. En Jesus Christus het gekom. Hy het ons sondes op hom geneem en vir ons ingebring in 'n ewige gemeenskap met ons Vader. Daarom, my liewe vriende, staan ek vanmôre voor u en ek kan met oortuiging sê, ek is nie bang om dood te gaan nie. Ek is ook nie bang om oud te word. Ek is nie bang. En ek kan soos Paulus vanmôre ook sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Ek kan vanmôre met oortuiging sê dat ek is in 'n wen-wen scenario. Want terwyl ek leef, leef ek vir die Here. Ek leef in gemeenskap met die Here. En weet jy wat? Ek maak vir my so lank skatte bymekaar in die hemel. Waar mot en roes nie kan verniel nie. Wat het Matteus 6 vers 19, hè? Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel nie, maar maak vir jou skatte bymekaar in die hemel. So dis vir my 'n wen-wen situasie. As ek op die aarde is ek besig. Hey, ek word skatryk. Ek is nou besig om vir my skatte op te gaan. Deur die verkondiging van die woord, deur dissipelering, deur die verkondiging van die evangelie, om siele te gaan wen, om te bid, om heilig te lewe. Die skatte bymekaar maak. Is jy ook besig om skatte bymekaar te maak? Hoe lyk julle skatte? Hoe lyk julle rekening in die hemel? Ek moet sê, my rekening op aarde lyk redelik beroerd. Maar dit pla my nie. Want ek weet, ek het 'n rekening daarbo. En dis baie meer belangrik as jou aardse rekening. Baie meer belangrik. Vir die ongelowige, dit is 'n verloor situasie. Vir die gelowiges is dit 'n wen-wen, want as ek hier is, maak ek skatte bymekaar, en as ek gaan, dan sê Psalm 16 vers 11, voor sy aangesig is oorvloed. Hoe sê? Versadiging van vreugde is voor sy aangesig. In his presence is fullness of joy. Hoor die blyste oomblik wat jy op aarde beleef, dit kan nie vergelyk met die onkeerbare blydskap. Dis soos Jimmy Swagger wat sê, oh, it's joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. Daai onuitspreeklike blydskap wat net gaan vloei en ander vloei, want ek gaan voor sy aangesig wandel dag en nag 24/7 en ek sal versadig word met die vreugde wat dit vir my inhou. So is 'n wen-wen vir my. Hoe lyk dit? Is julle ook in 'n wen-wen scenario? Of ek ry en of ek bly? Maar vir die ongelowige, dis 'n verloor scenario. Want terwyl hulle op aarde is hulle verloor. En wanneer hulle sterf, dan is hulle ook verloor. It's a lose-lose. I don't want to be that. Maar Jesus kan vandag vir elke een wat wil. Vir iemand wat dalk sê vandag, ek vrees vir die dood. Jesus kan vandag daardie vrees vir jou verwyder. Sodat jy soos 'n Dawid kan uitroep, al gaan ek deur 'n dal van doodskade. Psalm 23:4. Ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. Wie vertroosting nodig vanmôre? Wie is vanmôre angstig? Die Here
kan vanmôre daar die vrees verwyder. Jesus het gekom om te deel met jou sonde, sodat jy dit kan bely, en sodat hy jou kan vul met sy gees, wat vir jou die krag sal gee om te heers oor jou sonde, dat sonde nie meer oor jou heers nie, maar dat jy heers oor dit. En wanneer jy oor jou sonde heers, dan neem hy die vrees weg, want die sonde wat maak dat jy onsekerheid het, is ek reg of is ek nie reg? Maar as jy vervul is met die Heilige Gees, dan het sonde nie meer die mag oor jou om oor jou te heers. Jy het nou die mag om nee te sê. Waar jy op 'n stadium nie die mag gehad het om nee te sê nie. God deur sy Gees gee daar die krag. En dis hoekom Jesus gekom het, om te deel met die sonde, sodat hy jou dan kan bevry van die slawerny vir die vrees wat die dood vir jou ingehaal. Oh, what a wonderful Savior. I am not ashamed. And I'm not afraid. Kom is jy ook nie bang. Kom ons gaan getuig bietjie vir die mense. Kom ons gaan vertel vir hulle, moenie vrees nie. Ja. Sien jy hierdie oomblik? Ek kan met oortuiging sê, ek weet, hy is nie bang om te gaan. Ek kan nou maar geweer gaan uithaal. Ja. Ek kan nou maar van hom ontslaa raak. Ja. Ek dink, as dit gebeur, net voor dit gaan gebeur, dink ek gaan die Here die hemel vir jou so oopmaak. Amper soos Stefanus, net voordat hy sterf, die sê, ek sien die seën van God aan die regterhand van die Vader. Broer en suster, dit is hoe ons moet uitsien. Weet jy, that is what God has in store for us. Dit is hoe ons moet uitsien. Ons hoef nie te vrees nie. Mariaan, of jou sussie bly en of jou sussie ry, daar hoef nie vrees te wees nie. Vir jou ook. Ons moet nie bang wees vir die dood nie. En om bid, kom help my, kom ons gaan sê vir die mense. Chappies! Is julle wat bly? Ma, is jy bly? Weet jy waar jy gaan? Dis al wat belangrik is. Of ek nou sterf van die honger, of ek nou sterf van die koue, maak nie saak, solank ek weet waar ek gaan. Dis al wat belangrik. Kan nie in op jou meriete nie. Jy sal nooit goed genoeg wees nie. Want bedrieglik is die hart, ja, verdorwe is dit, Jeremia 17:9. Daar is niks goeds in die mens nie. Maar daar is iemand in my wat goed is. Ja. Hy het perfek gewandel. Hy was sonder sonde gewees, Hebreërs 4:15. En hy het sy lewe vir my afgelê. En ek bely net sy naam. Dis hoekom ek vanmôre so aan wil sing. Oh Jesus, I love you, I worship and adore you. Want dit is op grond van Christus dat ek vanmôre so my skouers kan terugtrek en my kop kan oplig. Ek is nie 'n wurmpie Jakob nie. Nee, I'm a child of the King with Jesus, my Savior. I'm a child of the King. Sê dit net sommer vir iemand, as jy 'n kind van die Here is, sê dit vir iemand langs jou, I'm a child of the King.